Ons tema vir oggend is onlogiese liefde en ons gaan daarna kyk vanuit Johannes 1, maar voordat ons uit Johannes 1 gaan lees, wil ek net eers gou so 'n bietjie agtergrond gee van die eerste 4 boeke in die Bybel is ons nou die 4 in die Nuwe Testament is ons nou die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En ons sien baie uit Matteus, Markus en Lukas dele wat oorvleuel wat dalk 'n bietjie anders te klink, maar wat baie dieselfde is. Maar Johannes is so 'n bietjie anders geskryf, maar elkeen gee vir ons 'n prentjie van wie Jesus is en ons gaan 'n bietjie kyk na die prentjie wat Johannes vir ons, die boek Johannes vir ons eintlik skilder van Jesus. En die boek Johannes is geskryf deur die disipel Johannes en ons sien in die Bybel, hy was die disipel wat teen Jesus se bors gelê het. En ek wonder partykeer is dit vanaf die woord kom boesemvriende. Want dit was Jesus se nabyste disipel, as ek dit so kan stel. Dit was regtig sy naby vriend tussen Johannes en Jesus. En nou, hoe lyk die prentjie wat Johannes vir ons van Jesus eintlik probeer wys of probeer beskryf? En hy staan stil by wie Jesus is, by sy karakter. En dit is eintlik, ons sien so, ons gaan net nou gesels ook van net uit daai eerste 14 verse, sien ons eintlik so baie van wie Jesus is, van sy karakter. En dit gaan ook baie oor Jesus se godheid, dat hy God was, maar hy was ook mens. Hy was ten volle God, maar ten volle mens ook. En dan die hele doel rondom die boek Johannes word saamgevat in Johannes 20 vers 31 waar staan, maar hierdie is beskrywe dat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat jy deur te glo die lewe kan hê in sy naam. So dit word saamgevat dat sodat ons kan glo. Daar word 100 keer die woordjie glo net in die boek Johannes gebruik. So dis amper die tema van die boek, kan ek amper sê, is glo en lewe in die naam van Jesus. En as ons terugkyk na die oorspronklike teks, dan beteken daai 2 woorde glo en lewe in die naam van Jesus beteken eintlik om aan te hou glo. Dit klink dalk 'n bietjie vreemd, maar veral, ek weet nie was dit vroeër so nie, maar die laaste paar jare kom ons so baie mense te wat op 'n stadium het hulle geglo. Hulle het geglo God is die ware God en nou het hulle heeltemal na die ander kant toe oorgegaan en gesê daar bestaan nie 'n God nie. So hierdie boek Johannes is nie net geskryf vir die wat nog nie gered is, die wat nog nie glo nie. Dis ook geskryf vir die wat glo, sodat ons sal aanhou glo dat God die enigste ware God is. Nou kom ons kyk wat wil God vir ons sê uit Johannes 1 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot 14. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon.
en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Daai heel eerste 3 woorde wat ons lees in Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, reg in die begin voor enige iets anders was God daar, maar Jesus ook. Jesus is nie geskep, hy was van die begin af reeds daar. En ons sien in Kolossense 1 vers 17, dat hy was voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. So eerstes in die begin, reg in die begin, soos in Genesis 1 vers 1 begin ook, in die begin was Jesus reeds daar. Hy het nie later gebeur of ontstaan nie, hy was reeds daar. En Johannes noem hom nie Jesus nie, want Jesus was eintlik sy mensenaam. Johannes sê vir hom die woord. So in die begin was die woord, in die begin was Jesus daar. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Ons lees dit in Johannes 5 vers 7, waar daar staan van die 3 eenheid, en vreemd genoeg, daar staan nie die Seun nie, daar staan die Woord weer. So hy verwys terug na dieselfde, hy gebruik dieselfde woord vir die woord. En dan, hy is die een wat skep. Dis eintlik die heel eerste ding wat Jesus vir ons kom doen. Ons word groot, as jy met kinders ook praat, nee, dan die heel eerste ding wat hulle vir jou sê, as hulle hoor Jesus het gesterf van die kruis. Maar dis nie waar dit begin nie. Jesus was net so deel van die skepping. Ons lees in Kolossense waar daar staan dat alles het deur hom tot stand gekom en hy hou alles in stand. So dis die heel eerste ding wat hy kom doen is, hy is net so prakties deel van die skepping. Hy het saam geskep, saam met God. En dan kom hy en hy gebruik baie kere ook die skepping om met ons te praat, om iets aan ons te openbaar. En dan is nou wat almal vir ons kan sê, hy het gekom om ons te verlos, om ons vry te maak van sonde. En daarin in Johannes 1 lees ons, in die begin was die woord, dis Jesus, en die woord was by God. Hy was in die begin by God. Daai by God is, hy en God was in 'n verhouding, soos van aangesig tot aangesig, by mekaar, langs mekaar. Daai verhouding tussen God en Jesus, God wil ook ons verhouding met hom herstel. En dit is waar dit gebeur is, van die lewe is in hom, in Jesus. Jesus het gekom, ons het so 2 Sondae terug, het ons gesels oor die duisternis en die lig. Hy het gekom om ons te red van die duisternis en ons na die lig te bring, na die ewige lewe, om vir ons lewe te gee, want die lewe is in hom. En 1 Johannes 5 vers 11 en 12 sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun, in Jesus. Hy wat die Seun het die lewe, en wie die Seun van God nie, het nie die lewe nie. En dan kom ons by Jesus wat self God is, sy godheid. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus was God, hy was nie minder God nie, hy was gelykstaande aan God. En ons sien dit oral in die woord, waar in Hebreërs 1 vers 3 sien ons, hy's 'n aftruksel van sy wese. Hy, daai eerste stukkie sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die aftruksel van sy wese. Hy was ten volle God, alhoewel hy as mens gekom het. En in Kolossense 2 vers 9 lees ons ook, want in hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. Jesus was niks minder nie, hy was God self, en net in daai 14 verse lees ons, hy's God, hy's ewig, hy's selfonderhoudend, hy's skepper, hy's lewe, hy's lig, hy's verlosser, hy's waarheid, hy's genadig, hy's mens. Net in 14 verse, as ons net gaan, ek
in my voorbereiding het ek net besef, daar's so baie in die boek van Johannes wat ons nodig het om te weet. Ons kan eintlik, ek wil amper sê, hele jaar spandeer net op die boek Johannes om regtig in te drink, maar nie wat het Jesus net vir ons gedoen nie, maar wie is hy? Ons het die afgelope tyd, die hele jaar by die kinders het ons gepraat oor God se karakter. En een ding het ek besef is ons wil hê mense moet gered word, maar ons leer hulle nie eintlik wie is Jesus nie. Ons leer hulle, hy het gekom, hy het gesterf, ons is sondig en finish en klaar, dis die storie. Maar daar's soveel meer vir ons om te ontdek van Jesus. En dan as jy ontdek wie hy is, dan kan jy nie amper anders as om ek wil hom hê, want hy's net so amazing. Ek het nie die woorde om dit te beskryf nie. En Jesus ontvang glorie van God self. In 2 Petrus 1 vers 17 lees ons, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang. En wanneer ons Jesus vereer ons God ook. Wie die Seun nie eer nie die Vader nie. En daar's so baie wat sê ons aanbid dieselfde goed. Dit is mos nou ek wil amper sê die nuwe trend, nê? Maar hulle erken nie Jesus nie. Hulle los Jesus uit die prentjie uit. En hier lees ons duidelik, as ons nie die Seun erken nie, as ons nie hom vereer nie, dan vereer ons nie God nie. Dan was hy terselfdertyd ook mens. Christus se menslikheid, ons lees in vers 14 waar hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Daai vleeswording was eintlik Jesus se vernedering. Die kruis was nog daar en dit's net so erg, baie erg. Maar sy vernedering het begin die dag toe hy vlees geword het, toe hy gebore is as 'n babietjie en hy 'n menslike lyf gekry het, was sy vernedering om as mens te kom. En maar dit alles, gee vir ons toegang tot God, tot die Vader. Nou ons lees verder dat hy by ons kom woon. En as ons kyk na die Grieks, daai gewoon is eintlik die woord tabernakel. En nou as ons mooi onthou in Exodus, toe God vir Moses die opdrag gegee dat hulle moet die tabernakel bou en want God wou in hulle midde wees, hy wou naby wees. En elke keer as hulle getrek het, dan moes hulle hierdie hele ding opslaan, wat ek amper sê, soos 'n tent. Soos jy 'n tent sou opslaan en so God wou in hulle midde wees en daar het baie by die tabernakel gebeur, maar dit was hoe hy by hulle kon wees, sy verteenwoordiging was in die tabernakel en later is die tabernakel vervang met die tempel en nou werk dit 'n bietjie anders. Wat beteken dit as God vir ons sê hy wil by ons woon? Dan is dit nie net 'n buiteste tent of 'n buitegebou nie. In Openbaring 7 vers 15 lees ons, daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. En in Openbaring 21 vers 3 lees ons ook, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. By die tabernakel is God is teenwoordig daar, dis sy teenwoordigheid. Daar gebeur goeders, daar word geoffer. En nou wat beteken dit vir ons as in vandag se tyd? Want ons offer nou nie meer diertjies vir ons sonde nie. Ons slaan nie meer die hele tabernakel elke keer op nie. So wat beteken dit vir ons? En ons sien in Johannes 14 dat Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.
wanneer jy Jesus aanneem as jou verlosser, dan is dit nie meer 'n buiteste teenwoordigheid nie, dan sit hier binne. Hy kom maak woning in jou. Hy's teenwoordig in jou. En daai offer is ons met onsself, ons het verlede week het ons baie gepraat daaroor dat ons onsself, ons hele lewe as offer vir God moet gee. Daai wat in Romeine 12 staan van 'n lewende heilige en aanneemlike offer vir God, nê? En dan kan ons in direkte verhouding met hom staan. Dan hoef ons nie deur die hoëpriester te werk, soos in die tabernakeltyd enige iemand kon nie ingaan tot in die allerheiligste nie. Hulle moes deur die hoëpriester werk en nou is Jesus ons hoëpriester. Ons het nie meer iemand anders te nodig dat ons met God kan praat nie. Ons kan self met hom praat, direk met hom praat. Hy is teenwoordig dan in ons wanneer jy die besluit geneem het. En dan is daar ook 'n getuienis. Nou ons die Israeliete het al hierdie in die Ou Testament lees ons van al hierdie profete, nê, wat 'n woord gebring het. En hulle het 'n gesalfde verwag. Hulle het gewag dat God vir hulle iemand gaan stuur, 'n gesalfde. En gesalfde in Grieks beteken Christus en in Hebreëus Messias. En toe kom Johannes die Doper. En die leviete en die priesters bestook kom met vrae, nê? En hulle die eerste ding wat hulle vir hom vra, want nou dink hulle dadelik is hy nou die Messias. So die eerste vraag wat hulle vir hom vra, is jy die Messias? En Johannes die Doper is baie duidelik daaroor en direk. Hy wys hulle weg van hom na die lig. En hy erken openlik en sê ek is nie die Christus nie. En nou maar hulle wil weet wie hy is, nê? En die mooiste ding vir my van Johannes die Doper was, hy was so nederig geweest. Die laagste van laagste werke wat jy kon kry, is 'n slaaf wat skoene uitgetrek het, nê? Skoene losgemaak het en uitgetrek het. Dit was die laagste van werk wat jy kon kry. En hy sê vir hulle, maar ek is nie eers goed genoeg om dit is hoe amazing groot en fantastiese Here hy is. Ek is nie eers goed genoeg om sy skoene los te maak en dit uit te trek nie. Hy's baie groter as dit. En toe vra hulle vir hom, maar is jy Elia? En hy het gesê, nee, ek is nie. Is jy 'n profeet? Nee, ek is nie. En nou raak hulle al 'n bietjie adamant, maar wie is jy dan nou? Want jy doop dan nou. En toe sê hy, en ons sien dit in Jesaja ook, en hy sê, ek is die stem van een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here reguit. So, hy was net ek wil amper sê die voorloper om te sê, maak reg, want daar's 'n koning aan die kom. En sy hele boodskap, wat ons verder in Johannes sien, is sê hy word gewas van die koning kom. En ek wonder as iemand nou vir ons sou sê, iemand baie belangrik, ek weet nou nie wie's vir julle belangrik nie, maar die persoon kom kuier vandag, nê? Sou ons dan, hoe sou ons diens anders gelyk het, as hier 'n belangrike persoon sou kom? Sou ons anders aangetrek het? Ons sou dalk, ek weet nie, vleis op die tafel gehad het en drinkgoed, of wat sou ons doen? Maar al wat Johannes die Doper gesê het, word gewas, want dis 'n koning aan die kom. Julle moet gereed maak vir sy koms. En dit behoort, as jy 'n kind van God is, behoort dit eintlik jou hele doel in die lewe te wees, is om mense te sê, daar's 'n koning aan die kom, maak gereed vir sy koms. Sorg dat jy gereed is. En nou, dit is alles wonderlik. Ons kan uit Johannes net uit hoofstuk 1 se eerste 14 verse is daar enorm baie wat ons kan saam met ons vat en waarop ons kan journey. En ek wil julle regtig uitdaag, gaan staan stil by die boek Johannes en hoor wat die Here vir jou wil sê. Maar net so 3 praktiese punte van wat doen ons met dit wat ons vanoggend gehoor het. Wat kan ek saam met my, nie net vir vandag vat nie, maar vir die res van my lewe? En die heel eerste een is,
soos wat Johannes gevra het, is jy gereed vir Jesus se koms, want hy gaan beslis weer kom. Daar is nie, dit's nie eers iets om oor te redekwavel nie, hy gaan weer kom, en vanoggend wil ek vir julle vra, ken jy Jesus op grond van dit wat hy vir jou gedoen het, of ken jy die persoon Jesus, wie hy is, ken jy sy karakter, gaan staan stil en gaan ontdek, maar hoekom glo jy net omdat jy sondig is, en hy's nie en hy het vir jou gesterf, of aanbid jy hom oor wie hy is, oor sy karakter. Ek het nogal gedink, dis soos om met iemand te trou, né? Nou imagine, ek het met Joe Marie getrou, omdat hy's groot en sterk, so hy kan my daarom nog dra, ronddra, hy kan vir my goeders doen, hy kan, as haar kar probleem is, dan sorteer hy dit uit. As die veilige goedsakke uitgevat moet word, doen hy dit. As ek te besig is en nou moet kos gemaak word, dan spring hy uit, dan maak hy kos. As die kinders 'n probleem het, as die honde siek raak, so ons trou met 'n man, want hy kan hierdie goeders vir my doen. Maar wat as die dag kom en hy kan nie meer vir my die goeders doen nie, gaan ek dan nie meer lief wees vir hom nie. En dit is soos om Jesus te kies op grond van dit wat hy vir jou kan doen. En nie op grond van wie hy is nie. En eintlik behoort ons Jesus te kies op grond van wie hy is, net omdat hy so amazing groot God is. In Johannes 1 vers 12 het ons gelees dat, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dit is wat die hartseerste vir my was, toe ek lees in Johannes 1, waar hy sê, my mense, my eiendom wou my nie gehad het nie. En om te dink, hy het nog steeds gekom, ten spyte van iemand wat sê, jy's niemand, jy's net 'n sprokie. Ten spyte van ons wat alles bokant hom sit en hy's maar soos 'n afterthought. Ten spyte van dit alles het hy nog steeds gekom. Het hy nog steeds kom doen uit sy liefde, en dit is vir ons tema eintlik vandaan kom. Dis liefde wat eintlik nie sin maak nie. Vir ons as mens nie. Maar vir God het dit ten volle sin gemaak om te kom vir ons as mense wie hy so oneindig liefhet. En wanneer ons hom aanneem, wanneer ons glo dat hy die enigste ware God is, dat ons sondaars is en ons het hom nodig, wanneer ons dit erken en bely voor hom, dan doen hy die res vir ons. Hy was ons skoon van sonde, en dan hy maak ons nie net leeg van sonde nie, maar hy gee vir ons iets in die plek daarvan, iets baie beter. Hy gee vir ons sy Heilige Gees, en die Heilige Gees is die een wat my toerus vir alles wat ek nodig het om te doen. Hy is die een wat voltyds by my is, ongeag, ek hoef nie eers reg te sit nie, ek hoef nie eers vir iemand te vra, Heinrich, ek wil gou vir die Here, ek het nou dit of dat gedoen, bely gou vir my daarso dit, jy kan direk na hom toe gaan. Hy is teenwoordig in jou 24/7. En hy is die een wat vir ons toerus, vir ons taak. En dan is daar hierdie belangrike ding om te onthou, dat ons moet aanhou om te glo en te lewe in Jesus se naam. En daar's 'n groot waarskuwing in dit alles. Is vandag, vroeër jare het jy dit nie soveel gekry nie, maar vandag het ons baie invloed van buite, van internet en sosiale media, en is nie verkeerd om na dit te kyk nie. Dis nie verkeerd om te gaan kyk wat kommentare sê nie, dis nie verkeerd om boeke te lees nie. Maar ons moet dit met onderskeiding doen. En ons moet alles toets aan die woord van God, want selfs dat ek hier sê, gaan huis toe en gaan toets dit aan die woord van God.
Want selfs die een wat hier voor staan, kan 'n fout maak, want ons is net mense. En is jou verantwoordelikheid om huis toe te gaan en te gaan kyk, maar is dit 'n klomp nonsens wat Lucinda kwyt geraak het? Is dit wat in die Bybel staan? Want die Bybel is ons enigste maatstaf, ware maatstaf. Kommentare, internet, daar kan ook foute op wees. So moenie net, want dit is, ons ken 'n gesin wat eintlik tragies is. Hulle het in die kerk groot geraak, het die Here aangeneem, Here voluit gedien. Die een was selfs deel van die worship team in die kerk. En hy het navorsing gaan doen, omdat hy wou weet, hoekom almal nou skielik sê, daar bestaan nie 'n God nie. En vandag is dit wat hy sê. Daar bestaan nie 'n God nie. Deur goed wat hy die hele tyd geluister het op YouTube en op die internet. En so wees versigtig wat jy kyk en na wie jy luister. Moenie dat dit julle groot Bybel word hê. Hou by wat God in sy woord sê. En dan die laaste een is, ons kan, as jy gered is, dan moet jy getuig. Jy kan nie stil bly nie. En ek weet, party dadelik die eerste ding wat in ons kop kom is, maar wat sê ek? Hoe maak ek? En ek weet dit is scary om dit te doen, maar ons hoef nie altyd dit hardop in woorde te sê nie. God stuur ons as sy gesande, ons is sy verteenwoordigers. En 'n verteenwoordiger praat nie noodwendig net altyd nie. 'n verteenwoordiger wys ook deur sy lewe, nê, hoe jy leef, of jy 'n rein lewe lei, of jy, wat se goeders, hoe praat jy? Hoe hanteer jy mense wat jou verkeerd opvry? Want dis gewoonlik waar al die, ek wil amper sê, die wurms uitpeel, nê, is as iemand jou kwaad maak, dan is dit mos nou moeilik om nie terug lelik te wees en terug kwaad aan te doen nie. So net deur die manier hoe jy lewe, kan ook 'n getuienis wees vir iemand anders, en om regtig onvoorwaardelike liefde te kan wys. En dit, ek weet, dit is iets wat maklik kom nie, want dit is maklik om vir mense lief te wees wat vir jou lief is, maar dit is nie so maklik om vir mense lief te wees wat nie vir jou lief is nie, wat jou verkeerd opvryf nie, maar om regtig daai Jesus liefde teenoor ander te bewys, om mense wat swaar kry te help, om die weduwees, die wees te help, en om regtig nederig te wees in dit, dat die lig nie op ons sal val, omdat ek nou so oulik is. Ek weet ek is oulik, ek grap sommer, maar op God, en op hom alleen, want dit gaan immers oor hom, en nie oor ons as mense. En dan om ons regtig, partykeer slaan jy jou naam met 'n plank, ek het dit al baie gedoen, Griet, ek dink ek het meer 'n naam oorie, wat jy partykeer vir die Here, moet jy partykeer net ook maar jouself, ek wil amper sê oorboord gooi en maar net snaaks probeer wees. Of soos by die kinders, moet jy partykeer iets opvoer en dis glad nie jy nie, maar jy doen dit want jy doen dit vir God en vir die liefde van hom. So om regtig te doen wat hy vra en dit in oorgawe te doen. En dan wil ek afsluit by Genesis 1 vers 1 en Johannes 1 vers 1 wat gesê het, in die begin het God, in die begin was die woord. Dit het begin by God en by Jesus en by die Heilige Gees. En ek het sommer net gewonder, wat is ons begin? En ek praat nou nie die dag van toe jou ma nou swanger was en jy die eerste asem geskep het in die wêreld nie, maar wat is vir jou eerste begin elke dag? Vandag vier ons Kersfees en is 'n belangrike dag en ons is hier, maar hoe lyk môre en oormôre en die dag daarna? Hoe begin ons elke dag? Is God eerste in elke dag? Here Jesus, ons is nietige mense, Here, en ons is eintlik nie eers werd om
om iets oor U te probeer sê nie, Here, want U is net so groot en ja, Here, ek het nie eers woorde om dit te kan beskryf of te kan sê nie, Here. Ons kan maar net sê alle eer en alle lof kom U toe. Vir wie U is, Here, en ook vir wat U vir elkeen van ons gedoen het. Here, dankie vir dit. Here, ons kan net in dankbaarheid, Here, vandag U is voorwaar 'n wonderlike God. Here, ons ten spyte van wie ons is en wat ons is, Here, het U ons nog steeds lief. Het U nog steeds vir ons alles opgeoffer. Here, en ons kan net dankie sê. En U kom vereer. Amen.